Ek gesels met jou vandag oor 'n groot gif of dan 'n geestelike kondisie wat jou geestelik kan kelder, en dit is 'n harde hart. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Op hierdie Woensdagmôre groet ek jou met die woorde ook van Job waar hy gesê het: Here, onderrig my en ek sal swyg. Vandag gesels ek 'n bietjie met jou oor 'n harde hart. Maandag het ek met jou gepraat uit Markus hoofstuk 1 en Markus hoofstuk 2, vandag Markus hoofstuk 3, spesifiek daaruit vers 1 tot 6. Kom ek lees dit gou vir jou, dan gaan jy verstaan waaroor dit gaan. En hy, Jesus, het weer in die sinagoge gegaan en daar was 'n man met 'n verdorde hand. En hulle het hom in die oog gehou of hy hom op die Sabbat gesond sou maak, sodat hulle hom kon aankla. Die skrifgeleerdes wou Jesus aankla. En hy sê vir die man met die verdorde hand: staan op in hulle midde. Daarop sê hy vir hulle: is dit geoorloof? Jesus sê vir die skrifgeleerdes: is dit geoorloof om op die Sabbat goed of kwaad te doen, 'n lewe te red of dood te maak? Maar hulle het stil gebly, hulle het geweet Jesus kom nou hier met 'n slag. En nadat hy hulle rondom met toorn aangekyk het en tergelykertyd bedroef was oor die hardheid van hulle hart, sê hy vir die man: steek jou hand uit. En hy het dit uitgesteek en sy hand is herstel, gesond soos die ander een. Toe gaan die Fariseërs uit en hou dadelik raad met die Herodiane teen Jesus, sodat hulle hom sou kan ombring. Jy weet, in die gehoor was 'n man wat 'n hand het wat in beginsel besig was om uit te droog. Daar was heel waarskynlik geen bloedvloei in daardie hand nie, en as daar nie haastig hulp gekry sou word nie, gaan hy daardie hand heeltemal verloor. En behalwe vir die man in sy gesondheidselende, is daar mense met 'n ander kwaal, 'n hartkwaal, en Jesus noem dit 'n verharde hartkwaal. Net so leweloos die man se hand is en onontvanklik van lewensbloed was, so dood en lewensloos en onreaktief op die waarheid van Jesus Christus en die inspraak van Heilige Gees was sommiges van die gehoor. Hulle harte was verhard. Jy weet, die Grieks vir 'n verharde hart is sklerokardia. Dit beteken hart, om emosioneel en in hierdie geval geestelik toe te wees, onontvanklik te wees vir geestelike waarheid. Godsdienstig gesproke beteken dit koppigheid, hardkoppigheid, onwillig om geestelike leiding te ontvang en onsensitief daaroor te wees, eie wys te wees. In kort beteken 'n harde hart rebellie teen God. So 'n hart was gevind in Farao, in die volk van God, toe God deur die profeet Jesegiel gesê het, hy gaan hulle 'n ander hart gee. Die harde hart van rebellie en hardkoppigheid en onontvanklikheid teenoor die waarhede van God se woord, gaan God uit hulle uithaal en hulle 'n hart gee wat sag en ontvanklik en sensitief vir sy Heilige Gees inspraak en leiding. Jy weet, so hard was die skrifgeleerdes se hart, dat hulle nie 'n man met 'n oënskynlike ongeneeslike kwaal die genade gebied het om gesond gemaak te word deur die Meester Jesus nie. Hulle harte was so verhard deur hulle eie begrip van die wet dat Heilige Gees in hulle hart nie eers kon praat nie. Jy weet, die Heilige Gees praat definitief, maar die Heilige Gees praat sag. Die Heilige Gees klop definitief, maar die Heilige Gees klop sag. En as jy Heilige Gees se stem wil hoor, dan moet jy 'n sagte hart van Jesus ontvang. Jy weet, hierdie scenario was so tasbaar en duidelik en spannend en sleg, dat Jesus, soos die Engelse vertaling sê, after looking around at them with anger, Jesus was grieved at the hardness of their hearts. Jesus was kwaad. Jesus het hulle kwaad aangekyk en was bedroef en hartseer oor hulle doodsheid, hulle onsensitiwiteit oor wat Heilige Gees op daardie stadium in 'n man se lewe wil doen. Kind van die Here Farao was deur hierdie kwaal geraak. Die skrifgeleerdes was, die disippels was en die algemene publiek ook. Hierdie kwaal is nie 'n Bybels geïsoleerde kwaal nie. Jesus sien hierdie kwaal in almal raak. Sien jy hom ook raak?
As ons God se woord verontagsaam, sy Heilige Gees minag deur onsensitief te wees teenoor die leringe in God se woord en nie toelaat dat Heilige Gees ons korrigeer, ons vertroos en ons lei nie. As ons God se werk bevraagteken en altyd kritiseer, dan betrap ons onsself in rebellie teen God deur ons eie verharde harte na te volg. En hierdie goed maak God kwaad en hierdie goed maak God bedroef. En ek spoor jou vanoggend aan. Ek spoor jou aan om sensitief te wees teenoor Heilige Gees se inspraak in jou hart. En as jy ervaar God praat met jou deur sy woord, moenie die Heilige Gees verontagsaam nie. Volg dit na en die Here se guns sal jou vergesel. Blessings tot ons Vrydag weer gesels.